Hey julle, welkom by Vaskap. Ons hengel bietjie by my huis vandag. En ons doen hierdie program want ons het al 'n paar van hulle in die verlede gedoen. En ons baie mense wat in meentuiskomplekse bly en op golfbane bly en hulle het toegang tot hierdie klein dammetjies. En dis nie nodig om na 'n groot dam te ry om kwaliteit vis te vang nie. En wat ons basies doen is dieselfde as in 'n groot dam. Ons hengel net op 'n kleiner skaal. Die stroppies bly dieselfde, die dippies bly dieselfde, alles is dieselfde. Ons hengel net met korter stokkies. Ons vang nog steeds kwaliteit vis. Ek gaan 'n bietjie lekker karpe en kirpers teiken vandag. Kom hengel lekker saam ons. Ons gaan vir julle nou opaas en vir julle presies wys wat ons doen. En as julle dit gaan doen wat ons vandag hier gaan doen in julle dammetjies, daar waar julle bly, gaan julle net so lekker soos ons vis vang. Net een ding, moenie sommer net by die golfbaan enige dam gaan teiken nie, kry toestemming. Jy kan nie net op enige iemand se grond gaan hengel nie. As iemand in jou huis instap, gaan jy nie happy wees nie. So maak seker jy toestemming om te gaan hengel. En dan is jy in vir 'n lekker dag se hengel. Dis regtig maklik. Ons gaan julle deur die goed vat soos ons aangaan en vir julle verduidelik hoe om die visse lekker vinnig aan die gang te kry. Kom hengel lekker saam met ons. Ek gaan my een stok hengel met zingerflouties. Nou zingerflouties is 'n lekker chili flout. En hy zing jou tong as jy hom byt. Hy brand lekker, so ek het klaar enetjie in my hand. Ek wil net gou vir julle wys die regte manier om 'n floutie te haak. Ek hak hom so op die kant, ek het dit al baie gewys. Laat meeste van dit op die buitekant van die hoekie sit. En dan kan die hoekie die vis lekker haak as hy hom optel. Ek gaan 'n bietjie level 5 op hierdie linkerkant se stok van my sit. Dis die stok waarmee ek die karpies gaan teiken. Nou level 5 is 'n baie sterk mielie konsentraat en ons het besluit om hom in 'n 50 ml ook te sit. Jy kry hom in 'n 250 en in 'n 50. En man, ek gebruik hierdie ding sommer op die bol. Gewoonlik meng ons dit in die voer in. Ek het dit nou nie vandag gedoen nie. Want ek wil nie al die visse in die dam hier voor my hê nie. Maar as jy dit in die voer inmeng, dan gee hy jou voer 'n lekker vars reuk hele dag. Ek gaan niks saam met dit sit nie. Ek gaan hom net so ingooi. En ek weet, die visse gaan dit eet. Kom ons kry hom in die water. Een van die belangrikste dinge as jy hierdie klein dammetjies hengel, is om, as jy regtig wil lekker vis vang, is om heeltyd op dieselfde plek te gooi. Nou, jy hoef nie jou arms af te gooi nie. Ek verstaan nie hoekom wil mense aan daai kant wat daai kant bly aan die kant hengel en ons aan die kant wil daai kant hengel nie. So wat ek altyd doen, ek probeer altyd so in die middel van die dammetjie hengel en ek probeer heeltyd op dieselfde plek gooi, want as jy heeltyd op dieselfde plekkie gooi, dan kom hulle vinnig agter hier's 'n bietjie voer en met elke voerbal wat agter bly, is al bietjie meer vis en jy behoort die visse al hoe vinniger deur die dag te vang. Natuurlik as jy dan 'n bietjie wil braai, gooi weg van daai kolletjie af en dan gaan dit bietjie langer vat om 'n visie te vang. Maar hier's nogal redelik baie vis in ons dam. So ek gaan die eerste stokkie inkry. Ek gaan seker op so 35 meter hengel. Niks ver vandag nie. Kort 8 voet stokkie, 10 pond lyn. Normale rietvleistrop soos wat ons altyd in die groot damme hengel. Ek hengel nie sommer hier met 2 hoeke nie. Ek gaan later definitief oorgaan na 1 hoekie toe. Dit is maar die veiliger opsie, veral in damme waar daar eende en sulke goed is. Ou wil nie daai strop moet agterbly as jy dalk vashak en dan raak jy die eende in die lyne en die goed verstrengel nie. Kom ons kry hom in en dan kyk ons hoe lank vat dit voordat hy byt. Ek gaan nie inhak of ietsie, ek gaan net heeltyd in dieselfde rigting gooi. So ek gaan so na die ander kantste hoek van die dam gooi, daar's so groen paal, 35 meter uit en ek gaan lekker voor my buurman hengel vandag. Op my regterkant se stok gaan ek net 2 almond bullets sit, eintlik 1 almond bullet want ek hengel met 'n klein hoekie. So ek het eenetjie gevat en hom sommer so in die helfte gesny en ek rol hulle net weer balletjies. So wat ek gaan doen, hulle is nou nie eens ewe groot nie, maar dit gaan nou nie vir my pla nie. Ek het hom weer in 'n balletjie vorm gerol nadat ek hom in die helfte gesny het. En dan haak ek hom net so op die hoekie
Dan druk ek hom net so liggies weer vas. Dan sê ek gaan hom net so insit, niks saam met hom gooi nie, niks nie. Ons doen die onderste enetjie gaan nou bietjie kleiner wees. Kom ons maak hom 'n wurmpie. Ek rol hom net so lank, so hy gaan basies soos 'n deegie lyk en dan druk ons hom so op die steeltjie van die hoek vas. Al sy. Nou mes nou vas. En dan gaan ek daai enetjie so in die bolletjie haak. Kom ons doen daai enetjie maar dieselfde. Sit hom so langs hom, draai hom onderste bo. Net so. Ek gaan 'n bietjie peppermint crisp op my ander stokhengel. Die rede daarvoor, die kirpers in ons dam hou baie daarvan. Enige dam waar daar kirpers is of waar daar muddies is hierdie 'n boabaas dip. Dit is een van daai dippies wat ons nie baie aandag gee nie, maar daar waar ons dit ingooi, vang ons vis. Hy's baie sterk, baie soet en hy het baie kleur. So hy maak 'n lekker fluoresien in die water. En vir die ouens wat in die Valdam hengel wat wil moddervis vang, Triegaardfontein, die Vaalrivier, probeer bietjie die peppermint crisp hengel om saam met Raptor. Is iets wat regtig baie goed werk. Maar ook waar daar kirpers is, Arabiedam, man, tip hy weer maar in. Jy gaan verbaas wees wat jy vang. Ek gaan hom nie baie ver hengel nie, ek gaan hom letterlik 20 tree gooi. Want hier voor my is so 'n bietjie van 'n kliprif en ek wil net so op die agterkant van daai rif hengel. Die kirpers hou nogal daarvan. Kom ons kry hom in die water. Die kirperstokkie is nou in. Nou 'n baie maklike manier om 'n polisieman aan te sit. As jy klaar ingegooi het in plaas van elke keer vorentoe loop, veral by plekke waar jy het soos 'n kompleks of so of 'n dammetjie waar dit nou vinnig diep raak. Ek het hom klaar ingegooi, ek los net my katrolletjie oop, laat die lyn agtertoe hardloop. Ek vat die lyn hier voor en al wat ek nou doen, nou sit ek sommer my polismandjie hierso by my aan en dan laat ek hom net so afgly tot in die water en dan gaan ek hom stadig vorentoe katrol. Net stadig vorentoe katrol. En tot hy nou op die plekkie is waar ek wil hy moet wees, skud die stok maar so bietjie en dan sê, dan kan ek hom neersit. Wat baie belangrik is, wanneer 'n ou dit doen, as jy dit doen, moet jy dit so doen, dat as daai stroppie klaar op die grond geval het daarvoor, moet jy jou polisieman en jou goed so aansit, sonder dat jy die mieliebom en die aas daarvoor skuif, want die oomblik as jy dit skuif, dan kan dit dalk wees dat jy dit in die modder intrek of iets, maar as jy hom nie skuif nie, gaan jy altyd 'n vis vang. Kom ons kyk hoe lank vat dit voordat hulle byt. Dit is 'n byt op ons regterkant se stokkie. Sy visie aan. Kom ons hoop is 'n kirper. Wat gaan nou hier aan? Ek dink ek het hom dubbeld gehaak. Sy. Weet nie wat se vis hierdie is. Hy is 'n klein karpie. Gewoonlik wat hier by ons gebeur, jy vang eers 'n klomp karpies en as die voerkool begin werk, dan vang ons 'n klomp kirpertjies. Kom ons skep hom hier voor. Hey, waar gaan jy? Jy kan nie hier tussen my bene kom deurswem nie. Sy. Eerste visie in. Ons eerste karpietjie. Klein marmannetjie. En hy het nie te lank gevat nie. Hy het sommer op hy bullets opgetel. Dit is nie nodig om 'n deegie te maak as jy 'n bullet het nie, veral in hierdie klein dammetjies. Gaan hom terugsit, op aas, selfe plekkie gooi, laat ons daai voerkolletjie werk. Laat ons kyk of ons daai kirpers kan inkry, dat ons 'n paar van hulle kan vang. My regterkant se stokkie is reg om in te gaan. Ek gee vir hulle lekker sweeties, peppermint crisp sweeties. Daai 2 bullets op die hoekie. En dis al. Ek gaan hom weer net hier op daai 20 tree gooi. Kyk of ons nog 'n visie kan vang. 20 meter met 'n kort stokkie is baie maklik. Oeps. Hey. Sy.
Visie aan. Hey, is 'n kurpertjie. Kan sommer voel. Hy het sulke lekker kopstampe. Assai. Is nie die grootste kurper in die wêreld nie, maar is darm 'n kurper. Ek dink ek gaan oorgaan na een hoekie toe. Ek hou nie van hierdie twee hoeke nie. As jy oorgaan na een hoekie toe, of veral op 'n rietvleistrop, haal die boonste hoekie af. Ons vang meeste van die vis in elk geval op die onderste hoek, so haal die boonste enetjie af. Dit is 'n lekker visie. Ek dink hy's baie groot, maar hy stamp lekker en dis wat ek hou van 'n kurper. Hulle beklei verskriklik lekker. Dis 'n mooi vis. Kom ons kry die net. Ja, ag, hy is nie so groot nie, maar hy's mooi. 'n Lekker begin vir 'n kurpertjie. Kom eens. Assai. Kyk hierdie pragtige vis. Seker so 400 gram blou kurper. En hier is 'n mannetjie en hoekom ek weet dis 'n mannetjie. Die mannetjie sit sulke rooi sterte en as jy hierdie rugvin van hom so optel, dan het hy sulke rooi puntjies op sy rugvin. Regtig 'n baie mooi vis. Gesonde visie en hierdie keer spring hy nie uit my hand uit nie. Regtig 'n mooi vis. Hooplik gaan ons nog 'n paar vang wat bietjie groter is. Dis maar 'n begin. Soos die voerkolletjie begin werk, so begin hulle inkom en dan gaan hulle lekker eet. Is 'n byt. Kom ons vang hom. Sy visie aan. Is nog besig om my aan een op te aas. Waar is jy? Hy swem nou lekker saam. Jo, daar is hy nou. Voel ook na 'n kurperige ding. Kom ons hoop dit is een en dan gaan dit 'n beter een wees. Ja, nou word hy lekker swaar. Ja, hier bly iemand aan die kant van die riete, ou. Hier is 'n mooi vis. Dis 'n lekker dik blou kurper. Kom hy. Lekker ding as 'n ou so in die water staan. Ek dink ek het twee aan. Ja, groot en 'n kleintjie. Lekker. Hier is daar is die kleintjie in die net. Hy het afgekom in die net. En daar skep ons die groote. Hier is ons klein kurpertjie. Hy was die kleinste op die strop. En hierso is ons groote. Ek kom nou net mooi gryp hierso. Jo, kom ou. Assai. Kyk 'n bietjie hierso. Lekker dik blou kurper. Seker so by 1 kilogram. Man, dit was nou lekker. En hulle hou van daai zingerflouties. En die peppermint crisp. Kyk daai mooi rooi stert van hom daar. Pragtige vis. Ek gaan hom terugsit. Selfe asies opsit. En nog enetjie vang. Hy. Mooi swem. Sê baie vir die mense. Sy. Een van my gunsteling bullets om die kurpers mee te vang is die Almond Supreme bullet nou. Wat is 'n bullet? 'n Bullet is basies 'n ronde gaardeegie. Ek het hom nou so uitgehaal. Ek het met my regterkant se stok het ek nou oorgegaan na een hoek, 'n bietjie groter hoekie toe. Nou al wat jy doen met die bullet, haal kom so ook so half op die kant. Haal kom net deur. En dan dis soos 'n wit papie wat ons in die ou dae gehengel het. Dan druk ek hom net so in die bolletjie in. En dan gaan ek bietjie van daai peppermint crisp gaan ek so bo op hom gooi. Dat hy net so half oor hom loop. Manne en vroue, daai vang 'n kurper in enige dam. Kom ons kry hom in. En dan vang ons nog 'n kurper. My 20 meter stok is reg om in te gaan. Voel so hoort om te sê 20 meter.
Want gewoonlik hengel ons al 120 meter. Maar dit is maar net weer vir jou bewys. Ou hoef nie na die groot damme toe te gaan om 'n klomp pret te hê nie. En baie keer het jy toegang tot hierdie dammetjies en ou dink ag, maar dis nie die moeite werd nie. Maar dit kan definitief die moeite werd wees en wat lekker is maklik om die gesin in die visvang in te kry. Baie van die golfbane het lekker dammetjies wat jy kan hengel. Kry net daai toestemming en dan koets vir die balle as hulle in jou rigting kom. Maar baie golfbane het 'n afdag waar daar nie golf gespeel word nie. Dis die dae wat jy kan visvang. Gooi weer 'n bietjie level 5 op. Ons het nou daai 2 kurpers op dit gevang. Daar hardloop die ander stok. Lekker. Kom ons vang hom. Yes, dis lekker van hierdie klein dammetjies. Waar's jy nou? Daar's hy. Ek kom hy. En nou begin die bekleierery. Ek dink hierdie gaan dalk 'n karpie wees. En hoe ek weet, hy kurper as jy hom vang, dan net hy sulke doef kopstampe. En 'n karp kom net so, hy gly net so deur die water. Hy so egalig. Ja, hierdie gaan 'n karpie wees. Beter karpie. Hier spring verskriklik visse vandag. Weet nie wat se hulle storie nie. Hulle spring nooit so nie. Maar hulle seker geweet ons bring vir hulle 'n bietjie level 5. En dis nou die stok met daai enkel bullet. En 'n bietjie groter hoekie. Kom. Asai! Haha, hier is 'n mooi vis. Lekker jong mannetjies karp. Moet sê nog nie die vet is wat in die dam is nie. Maar hulle raak so stelselmatig groter. En baie pret op 'n klein stokkie. Ons het nou 'n tipiese vaskapdag vandag. Ons wil die karpe vang op 'n sekere aas en die kurpers op 'n ander aas. En dis maar nou net vir jou bewys. Visvang is visvang. Ons vang nou die kurpers op die karpaas en die karpe op die kurperaas. Die een met die level 5 en die zingerfluits is reg om terug te gaan. Ek gaan hom weer op sy kolletjie gooi. En hoe meer jy op hy kolletjie gooi, hoe vinniger gaan jy hulle vang. So kom ons kry hom in weer op hy groen paal. So 35 meter. Asai. Ons kurperkarp stok, klein stok, kort stok, is reg om in te gaan. Net weer daai enkel bullet, die almond bullet, met die peppermint crisp so op die mieliebolletjie. En 'n volle 20 meter ver. Kom ons kry hom in. Ek hou daarvan om my poeliesman eers aan te kry. Daar is 'n kurperbyt. As hy so op en af byt en hy bly so pluk, want jy weet dis 'n kurper. As hy visie aan. Ja, hy bly iemand aan die kant hou. As hy. Dit begin nou al hoe vinniger gaan. En dis die lekker ding van as 'n ou hierdie klein dammetjies hengel. Jy kan, as jy in hierdie klein dammetjies baie vis kan vang, al wat jy moet gaan doen in 'n groter dam, jy kan presies dieselfde doen. En jy moet partymal net daai bietjie verder hengel. En jy kan eintlik jouself baie lekker leer om in hierdie klein dammetjies vinnig vis te vang. Maar vir my gaan dit altyd daaroor, ek wil my gesin intrek by die sport. Ek wil hulle bietjie laat vis vang. En veral as 'n ou toegang het tot so 'n plek. Plaasdamme is baie keer presies dieselfde. Jy kan lekker braai, jy kan lekker kuier en jy kan sommer met kort stokkies 'n klomp visies vang. Hier is 'n klein karpie wat hier aan is. So kom hy voel soos 'n kurper. Ek gaan hom sommer met die hand land en probeer om nie 'n hoek in my vinger te kry nie. Hallo. As jy wil hê 'n karp met bietjie stil lê as jy hom gevang het, draai hom om. Hou hom so 'n bietjie onderste bo. En nou gaan hy lewendig raak. Daar's 'n jong karpie.
Hy het gevoel soos 'n kurper daar van die begin af. Ons vang net die mannetjies vandag. Waar is jou girlfriend, ou? Kom ons kry hom terug. As hy. My linkerkant se stok, wat die 35 meter stokkie is reg. Presies dieselfde asies, 2 zinger floats, 2 widdegies agter dit. En die enigste rede hoekom ek daai widdegie aansit, hier is baie jong vis in die dam. En ek wil nie hê daai floatie moet heeltemal te hoog opstaan nie. Die deegie vat hom bietjie af. Level 5 op die voerballetjie en soos ek sê, volle 35 meter wat ons omgooi. En hulle byt lekker daar. Kom ons kry hom weer daar op daai kolletjie. My ander stok byt en ek wil hierdie ingooi. Boom, chakalaka, jou lekker ding. Was jy? As hy. Man, dis lekker. Hierdie voel nou 'n bietjie beter visie. Maar ek het ook al geleer. Nes ek dink ek vang 'n groot vis, dan vang ek 'n kleintjie. En as ek dink ek vang 'n kleintjie, dan vang ek 'n groot. Maak bietjie draai op ons Facebookblad. En sê bietjie daar vir ons waar julle wil hê ons moet gaan visvang. As julle dalk 'n lekker plek naby julle het waar daar mooi vis uitkom, kom kuier ons dalk vir julle. Dit is ons plan om bietjie te begin rondry. En vertel vir julle vriende van ons program asseblief. Hoe meer kykers ons gaan kry wat op die webwerf gaan inskakel, hoe meer fondse gaan ons beskikbaar hê om vir julle nog programme te doen. Dit is ongelukkig iets wat baie duur geraak het en dit is iets wat ons nie sonder kan nie. So laat weet vir julle mede-hengelaars van Vaskap. Daar's 'n klomp mense wat nog nie daarvan weet nie. En ons gaan binnekort ons bietjie begin rondry en op ander plekke visvang. Ons gaan een van die dae bietjie see-hengelprogramme doen wat ook belovend gaan wees. So en ons wil net vir julle iets leer van hengel en dit vir julle maklik maak soos wat dit vir ons is. Dis 'n mooi visie aan. Ek weet nog nie wat dit is nie. Kom ons kyk. Ek dink is dalk weer 'n karpie. Kom. Ja, is weer 'n karpie. Kom. As hy. Daar's nog 'n mooi visie. Waar kyk jy Vaskap? Jy kyk Vaskap op mytv.co.za. Al wat jy daar gaan doen, registreer daar. Op hierdie stadium kos dit jou 'n volle R30 per maand. Ons stream die programme na jou foon toe, na jou laptop toe, na jou smart TV toe. Op hierdie stadium is daar 2 programme per maand wat gelaai word. Ons gaan dit binnekort meer begin maak, maar dit gaan nie meer kos nie, dit gaan op R30 per maand bly. En as jy dit een keer gekyk het, kan jy dit 100 keer daarna kyk. En daar is 500 ander episodes van Vaskap wat jy ook kan kyk. So ja, jy het reg gehoor, 500 wat jy gratis kan kyk. Maar die nuus moet jy ongelukkig voorbetaal, want ons het kostes as ons dit maak. Ek gaan hierdie visie terugkry, ophaas en nog eenetjie vang. Daar gaat hy. Hallo. Visie aan. Soos visie aan. Ek gaan 'n klein veranderingkie maak. Ek vat die deegies weg op my linkerkant se stok en ek verander die moetie. Want daai level 5 werk nou te vinnig. Bloom of 21 is een van ons nuwe moeties. So lekker wintergreen banana, dis nou te veel en as jy te veel insit, dan skep jy dit net so terug. As hy. Kom ons los hom so en dan gaan ek hom net so ingooi. Gaan hom nie smeer of niks nie. Kom ons kry hom in die water. Gooi hom op sy plekkie, in sy bekkie. Hier's 'n lekker bytjie, Kom ons kyk wat gebeur.
Ek weet nie wat se visie gooi so terug hier, maar kom ons kyk. Rol hom styf. Tel hom op. Hallo daar. Hallo daar. Hier voel nou 'n karper. Het so 'n lekker kopstamp gegee daar. Maar nou swem hy weer soos 'n karp. Wat jou storie, Dorie? Hier is ons laaste visie vir hierdie program. Ek dink is so lekker, ons gaan sommer die volgende program ook hier doen. Ons gaan 'n klein bietjie iets anders doen. Kyk of ons meer karpers kan vang. Die karpies het so bietjie oorgevat. En klein aasveranderingkies maak. Oei, is 'n mooi karp. En dan volgende week op dieselfde tyd, selfde plek gaan ons bietjie verder hengel. Of voor 2 weke, laat ek eerder so sê. Onthou om vir julle vriende te vertel van Vaskap. En laat weet vir ons daar op Facebook waar julle wil hê ons moet gaan hengel. Hier is 'n mooi karpie. Manne, dis lekker. Sommige so op die voorstoep. Dankie julle saam gekuier het. Sien julle volgende keer. Selfde tyd, selfde plek. Lekker hengel julle. Die son gaan staan sonder my sorge. Weg van die wolwe die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en die son skyn langs die water. Vandag gaan ek visvang. Ek los my foon by die huis. En as iemand my soek, sê ek's nie thuis. Oor net 2 dae is ek terug. En die ou lewe is weer op sy rug. Die vis aan